Goeiemôre broers en susters, baie hartlik welkom in die huis van die Here vanmôre. Dis lang naweek, ons is min en is baie koud, maar vir die van die wat ingeskakel is, baie welkom. Julle skep ook vir ons warmte hier in gees. Vriende, ek hou 'n paar afkondigings aan julle voor. Ek wil eintlik begin met die wynveiling. Soos julle weet, is dit een van ons twee grootste liefdadigheidsprojekte. Die geld word aangewend om die Here se werk voor te sit hier in Tamboerskloof. En ek wil vra dat julle asseblief sal lees daar, as julle kan skenk asseblief, as julle kan deelneem, neem asseblief deel. Ek verseker julle die geld wat ons inkry, word vir liefdadigheid aangewend en ons het dit baie nodig, en mense daar buite het dit baie nodig. Vriende, nou ek die verjaar staan julle voor, die 10de môre is Eli van Wyk, die 11de Cherie Warnig, die 12de Juliet Higu, die 13de Maggie Cupido. Baie hartlik geluk aan julle en mag dit 'n geseënde dag en jaar wees wat voorlê. Vriende, dan is dit nou hartseer nuus dat aan die Priscilla Forshee se suster maandag skielik oorlede is. Ons dink aan haar en hulle as familie. Dit is Veronique Martin se oupa, Henny Cordier is ook oorlede. Wees verseker, ons bly bidden vir julle. En dan vriende, ek sê dit elke keer, ek sê dit weer, bly asseblief bidend vir ons gemeentelede, ons broers en susters met wie dit nie goed gaan nie, sy gesondheid nie. Bly asseblief bidend vir Tannie Annemarie Adema, vir Ivan Boshoff, Wendy Cornelius, Rita Janse van Rensburg, Tannie Sadie Nortier, bly asseblief bidend, en dan Tannie Dina de Bruin en Tannie Molly Logner, wat in vryhulkeer is, as ek dit so kan noem. Bly asseblief bidend, vriende. En dan as ek vanoggend net vinnig mag vra, asseblief bid tog, en dink tog aan mense daar buite in hierdie kou, wat nie heenkome het nie. Dis bitterkou daar buite, en die Here sal ons gebede verhoor. Vriende, Rousseau het vertel van die 2 sterfgevalle wat ons die afgelope week gehad het. Ons gaan die kersie aansteek ter nagedagtenis ook aan hierdie mense wat ons gemeente op 'n manier geraak het en ook van ons gemeente se familie. En dan ook is dit vandag Nasionale Vrouedag. En as ons vandag dan nou hierdie kersie aansteek, dan doen ons dit ook uit dankbaarheid teenoor elke vrou in ons gemeenskap. Hemelse Vader, op hierdie Nasionale Vrouedag kom ons met dankbare harte na U. Ons dank U vir elke vrou wat na U beeld geskape is. Elke ma, elke ouma, elke dogter, elke suster, 'n eggenoot en ook elke vriendin, Here. Dankie vir die unieke gawes waarmee U hulle toegerus het. Liefde wat versorg, wysheid wat rigting gee, moed wat volhard en geloof wat bly hoop, selfs wanneer die pad moeilik word. Here, ons bring vandag al die vroue van ons land voor U. Ons bid vir die wat vreugde beleef, maar Here ook vir die wat swaar dra. U ken die vrou wat in stilte huil, die vrou wat bekommerd is oor haar kinders, hulle wat eensaam is, wat siek is, wat geweld of onreg ervaar het, of wat selfs al moed verloor het in die lewe. Wees U hulle skuilplek, hulle trooster en hulle sterk vors. Omvou hulle asseblief met U liefde en laat hulle weet dat hulle kosbaar is in U oë. Here, ons bid vir moeders wat hulle kinders groot maak, vir vroue wat dalk alleen hierdie verantwoordelikheid dra, vir weduwees,
vir jong meisies wat nog hulle plek in die wêreld soek, en ook vir oumas wie se wysheid geslagte verryk. Gee aan elkeen die genade om hulle roeping met vreugde en getrouheid uit te leef. En Here, skenk asseblief aan al die mense in ons gemeenskappe harte van respek, eer en liefde, sodat elke vrou met waardigheid behandel sal word. Laat ons as samelewing opstaan teen mishandeling, vernedering en onreg. Maak ons instrumente van u vrede, waar geregtigheid en barmhartigheid mekaar ontmoet. Vader, vorm asseblief die vroue van ons land na die voorbeeld van die godvreesende vroue waarvan ons in u woord lees. Vroue wat u vrees, wat met wysheid praat, met sagmoedigheid leef en met geloof die toekoms tegemoet gaan. Mag hulle ligdraers wees in hul huise, kerke, werkplekke en gemeenskappe. Here, laat u seën rus op elke vrou vandag. Vernuwe hulle krag, versterk hulle geloof en vul hulle harte met hoop. Mag hulle weet dat u saam met hulle stap, elke dag, Here, deur elke seisoen van die lewe. Ons vra dit met dankbare harte. Ons vra dit alles in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Toe opklim nie. Dit is om Christus af te bring. Of wie sal na die onderaardse diepte toe afdaal nie? Dit is om Christus uit die dood terug te bring. Nee, sê Paulus, die skrif sê, naby jou
is die woord in jou mond en in jou hart. Onthou, ons het verlede week vir mekaar gesê, die Bybel is nie die woord van God nie, dit word die woord van God as dit in jou mond en in jou hart begin lewe. En hierdie woorde is die boodskap van die geloof, en dit is wat ons verkondig. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons, en ons word vrygespreek, en met die mond bely ons, en ons word gered. Die skrif sê tog, niemand wat in hom glo, sal teleurgesteld word nie. Liewe Here, as hierdie gemeente op hierdie lang naweek vir 'n oomblik hier by mekaar kom, om saam te kom aanbid, dan dank ons U, Here, vir al die seëninge wat U vir ons gee, al die liefde, al die genade, want ons bely, Here, ons is dit nie werd nie, en tog bemoei U Uself met ons. Meer, Here, tog gee U vir ons soveel liefde. En ons gebed is vanmôre, Here, dat U ons sal help om hierdie liefde in ons lewens uit te dra en te reflekteer, sodat die strome van lewende waters vanuit ons binneste sal vloei. Ons bid ook, Here, vir ons land, ons mense, vir die wêreld, vir vrede, vir die koms van U koninkryk. Here, hulle wat met dankbare harte staan, maar ook hulle, Here, wat seer het. Ons dink aan Tannie Priscilla en haar familie. Ag, Here, ook Tasmaniek en die Kordier familie. Ons bid vir Annemarie Adema, wat hierdie week begin met behandeling met dialyse. Ons dink weer aan Ivan, aan Wendy, Cornelius, daar in die Tygerberg Hospitaal. Dankie, Here, dat Rita kan voortgaan met haar behandelings, en dat sy vir ons kan sê, dit gaan goed. Ons dink ook aan Saidi, wat ook vanmôre inluister na hierdie erediens, dat hy ook vir haar sal vashou. Ook vir Tannie Dina en Tannie Molly, daar in die versorgingsoord, dat hy ook vir hulle en hulle familie elke dag net sal dra en sal oorweldig met U liefde. En Here, as ons vanmôre na U woord luister, dan bid ons, Here, dat U ons elkeen se harte sal aanraak, dat U sal gee dat hierdie lewende brood vandag ons sal voed, sodat ons hierdie week sal weet hoe U ons seën en hoe U ons elke dag dra. En Here, daarmee saam wil ons vra dat U vir ons sal help om dit met dankbare harte te doen. Amen. Jesus by sy
klompie jare gelede was daar 'n tannie in ons gemeente, wat as jy vir haar gevra het, in die straat raakgeloop en gevra het, hoe gaan dit? Dan sy altyd vir jou gesê, geseënd, dankie dominee, ek is geseënd. En dikwels het ek gewonder, wat bedoel sy, as sy sê, sy is geseënd? Of is dit maar net 'n manier om vinnig te sê, goed, dankie. Ek het hierdie gedeelte in Romeine 10 gelees, en besef dat Paulus eintlik daar vir ons probeer sê, presies hoe geseënd ons is. Want Paulus leer vir ons daarin dat ons geseënd is deur die genade van die Here. Ons weet, ons verdien dit nie. Hy herinner die Romeine daarvan, as ons ook die paar hoofstukke voor dit lees, dan sê hy vir die gemeente in Romeine, dis nie net die Jode wat kinders van die Here is nie. Almal wat met hulle hart en mond kan bely, dat Jesus Christus hulle saligmaker en verlosser is kinders, erfgename van die lewende God. Wat 'n seën. Ons sou kon sê, what a blessing. En dan sê hy ook, moenie die fout maak om te dink dat jy dit kan verdien nie. Moenie die fout maak om te dink dat as jy reg lewe en die regte dinge doen, dat jy sal kan opklim na God toe nie, want jy gaan dit nie reg kry nie. Jy gaan ook nie kan afklim onder toe nie, want die Here Jesus het klaar opgestaan. Een van die grootste seëninge waarvoor ek en jy vandag kan dankie sê, is om te weet ons is kinders van die Here. Die Here maak ons nuut. Hy maak ons skoon. Hy maak ons vry. Dikwels hoor ons mense sê, as hulle na iemand anders kyk, hy of sy is so geseënd, kyk hoe suksesvol is hulle in die lewe. Kyk haar mooi huis, kyk die belangrike werk wat hulle doen, kyk hulle kinders, kyk hoe goed gaan dit met hulle. Hulle is regtig geseënd. Die vraag wat by my opkom is dit dan nou regtig wat geseënd wees beteken? Vriende, in ons samelewing lyk dit vir my, het seëninge 'n sinoniem geword vir voorspoed, vir materiële voorspoed, vir rykdom, vir status, vir admirasie, mense wat na ons kyk en sê, maar ek wil ook graag so geseënd wees. Hierdie, kom ons noem dit welvaartkultuur, is diep ingebed in ons prestasiegebaseerde samelewing, waar ons van kleins af hoor, meer is beter. Waar ons van kleins af hoor dat rykdom, om baie te hê, dit is dit wat vir jou waarde gee. En as jy iemand sien wat geseënd is, dan moet jy weet, hy word beloon, of sy word beloon, omdat hulle so goed is voor die Here. Hierdie gesindheid het helaas ook in ons spiritualiteit gesypel, waar daar veral uit die Amerikaanse tradisie prosperity
gospel gepredig word, wat sê, as jy geseënd is, as jy die wonderlike voorreg het om geseënd te wees, sal jy gesond wees, sal jy ryk wees, sal jy suksesvol wees in alles wat jy doen in hierdie lewe. My probleem is, as ons dit doen, as ons sê, sukses is 'n teken, 'n bewys, dat die Here ons seën, wat dan van mislukking, van siekte, van armoede, van hartseer? Waarvan is dit 'n teken? Is dit dan 'n teken dat die Here ons nie seën nie? Is dit dan 'n bewys dat ons eintlik vervloek is? Of is dit 'n teken dat die Here vir ons sê, maar ek is nie tevrede met jou nie, daarom seën ek jou nie? Kom ons sê dit nou vir mekaar. So 'n godsbeeld wat ons probeer handhaaf, is 'n oppervlakkige godsbeeld. Dis 'n, kom ons sê dit eerder, 'n verwronge godsbeeld, want dit is dood eenvoudig nie waar nie. Want Paulus sê vir ons, en daarmee het ons vanmôre die diens begin, die heel eerste teksvers wat ons gelees het, kom Paulus na hierdie gemeente toe, en hy herinner hulle, Jesus, kom Jesus na in Matteus, en hy herinner almal daaraan, en hy sê vir hulle, hy laat immers sy son opkom oor slegtes en goeies, en hy laat reën oor die wat reg doen, en oor die wat verkeerd doen. God se seëninge is nie in die reward and punishment besigheid nie. Glad nie. Dit is vir ons om ons prioriteite agter mekaar te kry, om onsself in die lewe reg te ruk en ons kernwaardes te belyn met die wil van God. En as ons dit sê, moet ons dadelik vra, wat is die wil van God? En vriende, die wil van God is om mekaar, dit is vir ons baie duidelik in die woord. Ons lees dit ook in die vrugte van die Gees, en dit begin by die woordjie liefde. Om te besef hoe lief die Vader vir my en vir jou het. Ons lees dit ook op baie plekke, onder andere die eerste een waaraan ek dink, is in die gelykenis van die verlore seun, die seun wat afgedwaal het en so ver weggegaan het en terugkom, en met hoeveel liefde hierdie Vader die seun weer terug ontvang het. Hoekom? Want sy liefde het nie einde nie. Ons lees ook in God se woord, dat die Here vir ons telkens daaraan herinner, dat ons nie net die liefde van God moet ken nie, maar dat daardie liefde ook uitgeleef moet word na ons liefde vir die naaste. Ons het hier gelees, en nou is ek reg as ek sê, Paulus in Romeine, as hy sê, julle moet julle naaste lief hê, maar ook vir julle vyande. Julle moet vir hulle bid. Julle moet vir hulle omgee. Julle moet almal lief hê, al is dit moeilik. Want so seën julle hulle, soos wat die Vader vir my en vir jou seën. En dan gaan hy verder en herinner ons daaraan dat ons ook mekaar moet lief hê. En dit is die rede. Maar ek dink, as ons dit weet, dan moet ons vra, hoekom is dit vir ons dikwels so moeilik om geseënd te voel? Om hierdie seëninge
in die lewe raak te sien. Want dikwels sit ons eerder agteroor en ons dink by onsself, ons het nie genoeg nie. Ons wil meer hê. En ek dink, dis juis hierdie groot rede. Die mite dat ons nie genoeg is nie. Of dat ons in hierdie lewe nie genoeg het nie. Ons skaarsheiddenke, vriende, maak dat ons dink ons ly gebrek en het te min in hierdie lewe. Ons was almal al daar dat ons gevoel het, as ek net meer finansiële sekuriteit gehad het, as ek net bietjie meer geld gehad het, dan sou ek gelukkig wees. Of as ek net bietjie meer tyd gehad het, as ek net bietjie meer kon doen in die lewe, miskien sou ek dan gelukkig wees. Of wat ons vir mekaar sou gesê het, as die Here my net bietjie mooier gemaak het, as ek net bietjie beter gelyk het, soos ander mense, as my liggaam net beter was, dan sou my lewe meer betekenis gehad het. Brené Brown sê dit vir my mooi, sy sê, we are enough, but we don't believe it. And the fear of not being enough is the origin of our shame. Waar kom hierdie illusie vandaan, dat ek en jy sê, ons is nie goed genoeg nie? Hoe is dit moontlik, dat ons dit enigstens kan dink? Van jongs af, direk of indirek, hoor ons dit in die samelewing, miskien van ons ouers, of miskien van vriende, of miskien in die kerk, of miskien in die media. Hierdie boodskappe wat sê, jy kan beter doen, dis nie goed genoeg nie. Of die boodskap wat sê, kyk na jou punte. As jy nie meer punte kry nie, as jy nie beter doen nie, sal jy nooit suksesvol wees in hierdie lewe nie. Of die boodskap wat ons baie keer hoor, kyk hoe lyk jy? My mens, jy moet gewig verloor. Of dan natuurlik, en ek kan 'n klomp noem, die laaste een wat ek graag net wil noem is, jy is sondig, kyk hoe leef jy? As jy voortgaan om so te leef, moet jy nie verbaas wees as die Here jou straf nie. Die sosiale media voed die leuen. Perfekte mense wat mooi lyk, leef perfekte lewens. Hierdie algoritmes forceer advertensies op ons af, wat ons oortuig, ons moet meer van dit hê. Dis noodsaaklik. Ons moet beter lyk. Ons moet meer gadgets in die lewe hê. Ons het nog baie wat ons nodig het. Ons het net eenvoudig nie genoeg nie. Die probleem is nie die goed waarvan ons te min het, of dat ons dink ons moet waarde verdien, en alles wat ons moet doen om aanvaarbaar te wees vir ander, is belangrik op so 'n manier, dat dit ten koste is van myself nie. Vriende, daardie diep gevoel van goed genoeg,
gaan oor jou wat verdien om onvoorwaardelik liefgehet te word. Dit gaan oor jou wat moet besef en aanvaar dat jy as mens die reg het om menswaardig behandel te word en ondersteun te word, om aanvaar te word, dat jy die reg het om liefgehet te word. Hoekom? Want God doen dit. In Romeine het Paulus dit vir hierdie gemeente geleer. Hy het vir hulle gesê, as jy goed genoeg is in die oë van die Here, op so 'n manier, dat hy sy lewe vir jou gee, dat hy vir jou sy woord gee, en as jy hierdie woord, noem dit dan die Bybel, die lewende woord maak op so 'n manier, dat jy dit glo met jou verstand, maar dat dit lewend word in die sin van dat dit deel word van jou hart, dat hierdie woord begin groei en begin lewe in jou verstand en in jou mond en in jou hart, dat jy daarvan getuig, maar nie net daarvan getuig nie, maar dat jy dit so leef, dat jy dit uitleef na buite. As jy so belangrik is in die oë van die Here, waarom is dit vir jou so moeilik om te verstaan dat jy waarde het in hierdie lewe? Ek wil afsluit. As daai stem van nie goed genoeg nie in jou oor fluister, as jy dit hoor in jou lewe, sê dan vir jouself, dis nie waar nie. Dit is nie so nie. Ek weet, ek is nie perfek nie, maar weet jy wat? Ek groei, want die Here het my lief. Ek weet ek maak foute, maar weet jy wat? Ek leer in hierdie foute. Ek is dit werd om raak gesien te word. Ek is dit werd dat mense my ook lief het, want God het my lief. Ek is dit werd om gesien te word en geliefd te wees. En onthou, as ons sou dink dat meer die maatstaf is in hierdie lewe, dan sal ek en jy nooit tevrede wees nie. Ons sal nooit dankbaar wees nie. Ons sal altyd ervaar, ons het nie genoeg seëninge nie. Want daar is altyd ander wat ons kan hê. Kom ek en jy sê vir mekaar, ons moet meer kyk na ons lewens. En selfs al dink ons baie keer, daar is ander wat baie meer het. Kom ons kyk vir 'n slaggie, wat gee die Here vir my en vir jou? Vrede, verlossing, redding, tevredenheid. Dis dan wanneer ek en jy hoor, ons het baie en ons is genoeg, so genoeg dat die Here selfs vir my lief het. En as ons dit weet,
dan weet ons, dit is meer as genoeg. Dis baie seëninge wat ons ontvang van die lewende God. Amen. Here, vergewe ons asseblief waar ons nie u seëninge raak sien en dit uitleef soos ons moet nie. Help ons, Here, om hierdie seëninge in ons lewens te ontdek, om in die spieël te kan kyk en te kan sien, ons het genoeg. Ons is goed genoeg, want u gee vir ons genoeg. U maak ons goed genoeg. En help ons, Here, om te besef dat dit meer is as genoeg. Amen. Kom ons sê ook vir die Here dankie. Baie dankie dat jy vanmôre hier by ons saam was. Dit is goed om so, dit is lekker om so in die naam van die Here by mekaar te kan wees. Daar is nie vanoggend tee nie, as gevolg van die lang naweek, ons kuier weer volgende week saam, en mag die Here vir jou hierdie week seën. Kom ons sluit af met ons slotlied. Ons Heer en aanbid U.
Vriende, een van die belangrikste beloftes wat ons in die Bybel moet raaklees, daar's baie, is die feit dat die Here vir ons daaraan herinner dat hy ons seën op die manier dat hy met elkeen van ons praat en met elkeen van ons besig is. Ons hoef nie ver te gaan kyk om dit te sien nie, wanneer ons die Bybel oopmaak, reg in die begin, daar by Genesis, lees ons dat die Here sê, toe het God gesê. En as ons die laaste boek van die Bybel oopmaak, daar aan die einde van die Bybel, van die woord van die Here, dan staan daar, die Gees en die bruid sê. Vanmôre, as jy uitstap, hoor dat die Here vir jou sê, en dat hy jou daaraan herinner, my kind, jy is goed genoeg. Jy is goed, jy het genoeg, en daarom seën ek jou, daarom sal ek met jou wees, elke oomblik, as Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Dit alles wat jou deel word, is God se guns betoon.